Geliefdes, as jy die Bybels hier het, nooi ek jou uit om saam met my te blaai na Romeine hoofstuk 12. Ons gaan laasweek so 'n bietjie by Romeine 12 stil gestaan, nou gaan ons weer, maar die keer gaan ons net by die eerste drie verse stil staan. Romeine 12, vers 1, 2 en 3. Voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, ek vra dat die broeders staan, en ons buig ons hoofde, en dan bid ons, vra dat die Here ons ook sal seën by die antwoord van sy woord. Kom ons bid saam. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, saam met die engele wat om u troon staan en dit uitroep, roep ons vanmôre saam ook uit. U is die Almagtige. U is die Heilige. U is die gans ander. U is die grote God. En daar is geen ander nie. En aan u kom toe ons lof en ons dank en ons eer en aanbidding. Ja, alles wat ons menslik kan bring, dit lê ons aan die voete neer. En dit is nie eers naaste by genoeg. Ag, dit is nie eers 'n druppel in die emmer nie. Die grootheid en die heiligheid is so ver bo ons. Ons kan eers begin om dit te verstaan. En daarom is dit vir ons altyd verbuisterend om te dink dat u wat alles in stand het, hierdie ganse skepping, elke liewe dingetjie, van die kleinste wurmpie tot die groot heelal, alles is in die holte van u hand, en u dra dit, en u onderhou dit. En dit kan ons ook van getuig in ons eie lewens. Ja, ons gaan soms deur moeilike tye, maar ook daar dra u ons uiteindelik. En u sorg vir ons pad wat ons moet stap. U lei ons deur die Gees. En as ons dan dink aan ons eie lewens, en ons dink aan ons sonde, ons besef dat ons baie keer self gaan net ons eie kop volg, ons rug op u draai, tog is u getrou. Tog staan u met die hande van genade na ons uitgestrek, en u sê kom, kom. Here, ons dankie daarvoor. Dankie dat ons vanmôre weer op 'n besondere wyse ook u genade sal sien hier by die doopvond. Wanneer ouers hulle kindjie tot doop bring, en dat ons die beloftes weer sal hoor, dat u vir ons 'n God is en ons u volk. Here, mag ons in opregtheid en gehoorsaamheid hierop antwoord. Mag ons kinders groot maak soos wat u van ons vra. Here, wil u ons die weg wys, wil u vir ons die insig gee. Lei u ons tot daar. Ons bid vir ons gemeente, ons dankie vir elkeen wat hier is, elkeen wat deel is van die gemeente, dat ons kan deel wees van hierdie lig in die duister wêreld. En wil u ons ook gebruik as instrumente in die hand. Ons wil dan hier vandaan uitgaan en iets van die goedheid en genade ook in ons dorp weerspieël. Iets weerkaats van dit wat u in ons lewens doen. Maar nie net hier nie, ons bid ook vir weiers dit, ons bid vir ons kerke en kerkverband, ons bid vir elke gelowige reg oor die wêreld. Hier in Suid-Afrika dank ons u dat ons die voorreg het om kerke bymekaar te kan kom. Maar ons bid vir die wat uit vrees moet wegkruip in ander lande. Ons bid vir die vervolging wat daar is in die ander lande. Ons vra dat u in besonder ook daar met die gelowiges sal wees. Here, ons kom dan nou in nederigheid en stilte voor u staan. Ons vra dat u deur die woordprediking ook vir ons hierdie gedeelte sal duidelik maak, maak ons harte ontvanklik, sodat ons sal hoor en ons lewens daarin sal toets en ook dan daarvolgens gaan lewe. Help ons, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Romeine hoofstuk 12, lees vir ons daar saam die eerste 3 verse. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is,
dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daarom moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Net tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Maar geliefdes, ek het vir julle gesê, ons gaan nou 'n klein Julie vanmôre hier doop en die gaan dit nou weer sien. En baie van die wat hier sit, het kinders en die self besig om die kinders op te voed nog. En dan gaan die weer herinner word ook aan die doopbelofte wat jy gemaak het toe jy eens hier gestaan het met jou klein ding en ook hier voor die gemeente gesê het, ja, ek sal my kind ook so groot maak. Nou die van die wat nou al so 'n bietjie gevorder het op die pad, wat se kinders nou 'n bietjie ouer is, sal nou al teen die tyd weet dat om jou kind te leer, moet daar 'n verhouding wees. Dit kan nie, die oomblik as daar nie 'n verhouding is, as daar nie kommunikasie is nie, dan gaan ons niks oordra na die volgende geslag nie. Dit gaan nie werk nie. Ag, dit is nie net met jou kinders nie, met enige situasie. As jy met iemand praat, dan moet verhouding wees om te kan groei. Dan moet vorentoe kan gaan, selfs dan moet 'n verhouding wees. Maar dit is soveel belangriker ook met jou en jou kinders. Maar voor jy daar kom, moet jy natuurlik ook jy verhouding met die Here eers leg. Dis wat die bekende gedeelte in Deuteronomium 6 vir ons leer. Sê, as dit in jou hart is, dan sal jy dit oordra na die volgende geslag. Dit help nie jy glo nie, maar jy probeer iemand anders iets leer. Jou saak met die Here moet reg is. Daar moet 'n verhouding daar wees, want dit gaan bepaal hoe jy optree, gaan bepaal hoe jy jou kind gaan leer, gaan bepaal hoe jy hulle lei, en op die manier kan daar dan gebou word aan hierdie verhouding. So ons gaan so 'n bietjie kyk vanmôre na die verhouding tussen ouers en kinders aan die hand van ons teks. Ek wil graag stil staan by die teks en as ons dit van toepassing maak sê, dan kom ons trek dit dan deur en kyk wat leer ons dan oor ons verhouding met ons kinders. As ons by die teks self begin, vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Nou Paulus sê, jou hele lewe is 'n offer wat aan die Here gebring word. Nou die sekerlik al in die Ou Testament gelees, oral is daar offers wat gebring word. En onthou vir Abraham wat vir Isak moes offer. Ag, daar's baie. Nou daar's altyd 'n altaar gebou, gewone klipstruktuur, en dan is daar 'n dier geslag, 'n bees of 'n bok of 'n skaap of 'n ding, en hulle het hom geslag en bo op die altaar geplaas, en dan is dit geoffer aan die Here. Dis die beeld wat ons nou hier kry. Nou sê Paulus, ons hele lewe is 'n offer aan die Here. Met ander woorde, jou hele lewe word op die altaar geplaas. Die altaar is daar waar jy is. Jou huis is 'n altaar. Daar moet jy leef soos wat God van jou vra. Jy moet jou offer in jou huis, by jou werk. Dis 'n altaar. Soos alles wat jy het is 'n altaar. Waar jy gaan, dis die altaar. Kom ek gebruik 'n eenvoudige beeld, dan maak dit maklik. Kom ons vat 'n kar. As jy in jou kar klim en jy bestuur iewers, en jy ry iewers heen, dan is jy 'n altaar. Dis die altaar en jy moet nou offer. Hoe ry jy? Hou jy by die reëls? Hou jy by die spoedlimiet? Doen jy wat God vra? Beskerm jy ander mense se lewens? Dan is jy mos besig om nou 'n offer te wees. Jy doen wat die Here van jou vra. As iemand voor jou inry, dalk daai taxi, waai jy vriendelik? Of waai jy dalk net een vinger dalk? Dit sal nou 'n voorbeeld wees van wat jy nou nie moet doen nie. Maar is dit wat jy doen, is dit 'n offer vir die Here? En alles moet jy dit doen. Jou slaapkamer is 'n offer, dit is die altaar. Dis wat dit moet geoffer word, dit moet tot eer van God wees. Jou eetkamerstoel, waar jy sit aan die tafel, dis die altaar. Daar moet jy 'n lewende offer wees vir die Here. Jy moet aan jou kinders en jou mense rondom jou 'n voorbeeld stel. Vers 1 wil vir ons kom sê, daar's niks in hierdie wêreld wat buite God is nie. Jou hele lewe moet 'n offer wees. En oral waar jy kom, alles waar jy is 'n altaar waarop jy vir die Here offer. En dit sê hy aan die einde van die vers, dit is julle redelike godsdiens. Met ander woorde, dis jou geestelike plig. As gelowige, dis wat jy moet doen. Jou hele lewe is 'n offer vir die Here. Dit sluit ook in hoe jy met jou kinders praat. Hoe jy jou kinders dissiplineer. Hoe jy jou kinders leer. Hoe jy jou kinders aanmoedig. Jou interaksie met jou kinders is 'n altaar. En dit moet 'n offer wees vir die Here. En dan moet die offer op hierdie altaar aanvaarbaar wees. Dink maar aan Kain en Abel. Jy onthou die bekende gedeelte van die twee boeties. Albei het 'n offer gebring
Die Here het Abel sin aanvaar en Kain sin is nie aanvaar nie. Dit is nie aanvaarbaar gewees nie. Met ander woorde, dis nie net goed genoeg om te sê ek kom in die teenwoordigheid van die Here en sê, dis nou maar wie ek is. Take it or leave it. Dis nie aanvaarbaar nie. Die Here sê dat ons as gelowiges moet 'n aanvaarbaar offer. Jou hele liggaam, jou hele lewe is 'n offer aan die Here en dit moet aanvaarbaar wees. En nou is dit ons maar so, die wêreld kom vir ons en met allerlei afdwaalpaadjies en hulle wil ons op die verkeerde plek na 'n verkeerde plek toe sleep. En ons is maar soos 'n klomp skape. Die Bybel sê gereeld vergelyk die mense met skape. En skape is maar nie 'n baie slim dier nie. Nie van die wat al met skape geboer het, sal weet, dit is nie die slimste dier nie. Maar dis hoe ons is. Ons loop maklik agter iets of iemand aan. En as eintlik wil hy vir ons hier kom, wil ek vir julle sê, dis nie dat jy dalk agter iemand gaan aanloop nie. Dis jy gaan verseker, jy moet net kies agter wat jy gaan aanloop. Mense maak so, ons loop maar agter goed aan. En nou sê hy in vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So hy sê, die wêreld gaan kom en jou poging om God te eer en jou lewe as 'n offer te gee, gaan die wêreld kom en hy gaan jou probeer wegsleep. Hy gaan jou denke probeer vat. Hy gaan jou op 'n ander dwaals in 'n vorm probeer indruk, soos wat die wêreld wil hê. En hy sê, moet dit nie doen nie. So vers 1 sê vir ons jou liggaam is die offer vir God. Die manier hoe jy dink, die manier hoe jy doen, moet tot eer van die Here wees. En vers 2 sê, pas op, dat die wêreld nie kom en in jou soeke om God te eer, dat jy in die wêreld verstrengeld raak en in sy gedagtegang inval nie. Jy moet daarteen waak. Die probleem is, ons kan natuurlik maklik daarin val, want ons almal dink, nie wat ons is nie te sleg nie. Ons probeer ten minste. Kain het ook gedink, hy is te sleg nie. En God het nie sy offer aanvaar nie. So hoe gaan jy bepaal of jy op die regte spoor is? Hoe gaan jy bepaal of jy nou vasgevang word in die wêreldse dinge of op die regte spoor is? Vers 3 sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Paulus sê, jy moet nie te veel van jouself dink nie. Teks sê, wees besadig, wees nugter, dink verstandig, wees nederig. As jy dan sê, jy is 'n kind van die Here, jy het oorbeweeg van die koninkryk van hierdie wêreld na die koninkryk van God, dan is daar 'n verandering wat met jou plaasvind. En wat is die verandering? Wat gaan jy sigbaar sien? 'n Verandering in denke. Daar's 'n nederigheid by jou. Die gelowige is nederig. Nou, hoekom is dit belangrik? Nederigheid is belangrik, want nederigheid maak voorsiening vir die moontlikheid dat ek dalk verkeerd is. Nederigheid beteken nie dat jy altyd verkeerd is nie. Jy kan dalk heeltemal reg wees en dan moet jy by jou standpunt staan en dis reg en is goed. Maar nederigheid laat die deur oop om te sê, weet jy wat, ek is nie noodwendig altyd reg nie. Ek het ook foute. En dis wat nederigheid doen. Sodat ons onsself nederig kan meet. Want as die wêreld sê, me, myself and I. Ek is die baas. Dis my waarheid, ek is altyd reg. En dan sê Paulus, nee, pas op, nie dat die wêreld jou intrek in hierdie gedagtegange nie. Dis nie net ek en my en soos ek wil nie. Ek moet nederig genoeg wees om te sê, maar weet jy wat, dalk het ek ook 'n fout. Dalk moet die probleem by my gesoek word. En dis wat ons hier dan leer. Nou as ons dit dan nou vat na ons verhoudings tussen ouers en kinders, ons begin nou sê, maar kom ons weet bietjie onsself dan. Ons is dalk nie altyd reg nie. Ons manier van doen is dalk nie altyd soos wat dit moet wees nie. Kom ons kyk so 'n bietjie aan ons verhouding met ons kinders. Nou, daar moet jy begin weer te onthou dat jy as ouer is aangestel as heerser oor jou kinders. Dis al klaar vir baie mense, met al klaar hier die sonde bely. Dit is baie gehoorsame ouers. Jy kan nie 'n gehoorsame ouer wees nie. Jou kinders moet gehoorsaam wees. Jy moet heers oor jou kinders. Dis hoekom 'n 1-jarige of 'n pap babietjie wat nou net gebore is, kan nie heers nie. Hulle kan nie besluite maak nie. Selfs al kom hulle op daai stadium wat hulle weet 3, 4, dan wil hulle mos alles self. Nee, self. Wil alles self doen. Hulle kan nog steeds nie doen wat hulle wil nie, want vir hulle is dit aanvaarbaar om in die straat te speel en is heeltemal aanvaarbaar om die vurk in die muurprop in te druk. Dis heeltemal reg vir hulle en daarom kan ons sê nee, daai kind kan nie homself heers of doen wat hy wil. Hy het leiding nodig.
ouers moet oor hulle heers. Nou ja, met die aard van die saak is dit soos wat hulle ouer word, gaan hierdie beheer wat jy het, gaan nou minder word. En uiteindelik gaan hulle self trou, sê die Bybel ons vir ons, uiteindelik los jou pa en jou ma en jy en jou gesin word ons nou een. So, kinders moet weet, ma en pa gaan as jy klein is, gaan hulle absoluut beheer oor jou het. Maar soos wat jy ouer word, gaan dit verander. Jy as kind het die opdrag om altyd respek te hê, of jy klein is of groot is, moet jy vir jou ouers respek hê. Maar daar kom 'n verandering uiteindelik. Iewers op 'n stadium gaan jy uit die ouerhuis gaan, hulle gaan nie meer beheer hê nie, maar gaan nog steeds jy moet nog steeds jou ouers eer. Maar vir nou, vir die van die wat nog kinders in die huis het, vra die Here van ons dat ons as kinders sal regeer. Ons moet hulle lei, ons moet hulle opvoed. En as ons na die Bybel gaan kyk, dan sien ons daar is 3 moontlikhede van tipe heersers wat jy kry. Jy kry 'n toegeeflike heerser. Ek dink byvoorbeeld aan Aaron in Exodus 32, daar by die goue kalf, julle ken die verhaal sekerlik baie goed. Moses is teen die berg op om die Here te praat, 10 gebooie te ontvang, en dan los hy Aaron in bestuur van sake hieronder, en as hy terugkom is dit chaos. Bou hulle 'n goue kalf, hulle aanbid, hulle buig voor die kalf nie. Dis omdat Aaron gebrek aan leierskap gehad. Aaron het nie opgetree met as 'n gesaghebende leier nie. Hy het toegelaat dat die mense maak wat hulle wil. En uiteindelik het dit hulle in die sonde ingedomp. Dis 'n voorbeeld van 'n dwaase en toegeeflike leier. Dan kry jy weer die ander tipe leier is 'n diktator. Dis daai wat soos die farao is. Jy onthou toe Moses gebore is, toe hy mos sê al die klein babietjies met almal in die seentjies met almal in die rivier gegooi word, vir die krokodille gevoer word. Dis tipiese 'n heerser wat mense verslind eerder as wat hy hulle voed en versorg. En dan kry jy die wyse of verstandige heersers, ons lees daarvan in Spreuke 20, waar daar gepraat word van die koning wat wys is. Hy weet hoe om uit te vind wie skuldig is en hy weet hoe om te straf. Daar's balans, daar's grense en daar's liefde en hierdie balans word gehou. So daar's hierdie 3 breë kategorieë. Dis of 'n toegeeflike heerser, of 'n diktator, of 'n gebalanseerde wyse heerser. En as ons dit nou ons persoonlike omstandighede te bring, dan sien ons dis maar min of meer wat in die gesinne ook gebeur. Jy het gewoonlik die toegeeflike ouer, en dis nou daai ouer waar jy vir jou eggenoot vra, ek wil net gou dorp toe gaan, kan jy gou 'n rukkie na die kinders kyk? En as jy by die huis kom, dan is daar verf teen die plafon, en daar is lekkers die hele wêreld vol, en dit is chaos. Jy kan nie glo, dit is eintlik veral van bomskok as jy daar instap, en jy nie glo wat in so kort tyd kan fout gaan in die huis. Die toegeeflike ouer wat sê, dis my kinders, laat hulle maar 'n bietjie doen wat hulle wil. Dan kry jy die ander kant die diktator, dis nou weer die een wat oorreageer oor als. Dis iemand, die slaat amper jou kinders dom, want hulle word vir als geslaan. Daar's net een manier en dit is pakslaag. Maak nie saak vir wat nie. Hulle kry pakslaag as hulle te hard sing, hulle kry pakslaag as hulle te hard speel, hulle is gewoonlik bietjie senuweeagtig ook, nie omdat hulle dalk so soet is nie, omdat hulle net bang is, hulle kry nog 'n pak slaag. En dan kry jy die wyse ouer wat met gesag regeer, wat balans het. Sê, weet jy wat, daar is vaste grense, begrens, dis waar jy moet wees. En as jy oor die grens gaan, dan gaan jy 'n pak slaag kry, of jy gaan gestraf word. Maar ek hou jou binne hierdie grense. En dit is natuurlik nie fout maak nie. Kinders gaan grense probeer trek altyd. So daar gaan 'n pak slaag wees, daar gaan ook kwaai tye wees. Maar dis die ouer wat balans handhaaf. En as jy 'n ouer is, dan is jy waarskynlik breedweg en wees in een van hierdie. Jy is of 'n toegeeflike ouer, of wat te veel toegee, of jy is 'n diktator wat kwaaier is wat jy behoort te wees, of deur die genade van bo hou jy redelik die balans. So dan terug aan ons teks. Die teks sê, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Want dit is baie keer wat ons doen. Ons dink te veel van onsself. Ons dink nie, ons sien nie ons eie tekortkominge baie keer raak nie. Jy sal baie keer ook hoor as jy met mense praat oor kinderopvoeding, sê, ek dink nie het gaan so sleg nie. My pa het ons so groot gemaak, en ek dink nie ek het te sleg uitgedraai nie. Jou skoonma sal daar nie saam met jou stem nie, maar dis ons moeilikheid, ons aanvaar maar net. Dit is die manier hoe ek ken en dis die regte manier. Maar jy sit self met 'n klomp probleme, en al wat jy doen is jy dra nou die probleme oor na die volgende generasie. Jy sien, wat ons doen is ons regverdig ons optrede.
Die toegeeflike ouer gaan sê, nee, dis nie chaos by ons huis, dis nie ongehoorsaamheid nie. Ons laat net toe dat die kinders ruimte het om kinders te wees. Dit ons versag dit. Die diktator gaan sê, nee, ek verskree nie my kinders nie, ek maak net duidelik wat is reg en verkeerd. Jy hoor, ons gee dit 'n ander naam. Die diktator noem dit fermheid. Die toegeeflike ouer noem dit sagtheid. En gewoonlik werk dit so, dat gewoonlik is pa hard en ma sag. En ma is sagter as wat sy moet wees, want pa is te hard. Nou probeer sy maar sagter wees, om so half die ding balans te hou. En nou sien pa, nee, maar ma is nie hard genoeg nie, nou is hy nog harder, sodat hy die ding nou probeer reg trek. En die gevolg is, nou slaan die bootjie om, want ons druk nou verkeerde kant toe. En dis die vinnigste wat jy die kanoe omgooi, is as ons aan verkeerde kant te werk. En dis hoe ons die boot omslaan, dan loop die ding skeef. En daarom geld Paulus se woorde ook hier in Romeine 12 vers 3, hy sê, maar moenie van jouself meer dink as jy die behoort te dink nie. Niemand van ons moet dink, ons is 'n beter ouer as wat ons moet nie. Ons moet in eerlikheid onsself ondersoek in die lig van die skrif. Ons moet besef dat nederigheid is die begin van wysheid, ook met ouerskap. Sê maar, dan moet ek na myself kyk vir 'n slag en sê, lê die probleem nie dan by my nie. En dit is vir ons moeilik, want ons geneigtheid as ouers is gewoonlik dat ons kyk vir die verkeerde sondes. Ons kyk uit vir die verkeerde goed. Die toegeeflike ouer is op die uitkyk dat ons net nie te hard is nie. En die diktator is op die uitkyk dat ons net nie te sag is nie. En ons identifiseer die verkeerde probleem. En dan tree ons daar volgens op. En dis wat die probleem is. En dan is dit moeilik om soms die foute raak te sien. Dit hang af van die omstandighede. Kom ek gebruik 'n voorbeeld om maak dit dalk vir jou makliker. Kom ons vat hier by die kerk. Kom ons sê jou kinders is bietjie wild, en maak skade. Dis 'n paar van julle wie se kinders wild is, en 'n bietjie skade maak. En daar by die koek en teetafel gryp hulle hande vol goed en druk dit in die mond, swaai daarop. Ek kan die voorbeeld gebruik want my kinders doen dit. Hulle swaai daar op hy handreëlings en hulle gil en skree en hardloop mense onderste bo en jy dink vir jouself, as jy daar van buite af gaan sê, "Joh, wat gaan met daai huis?" As die kinders besete, wat is hier in die gang? Want dit gaan verskriklik. En as jy op daai oomblik na die mense toe gaan en sê, jy moet 'n bietjie beheer kry oor jou kinders, dan slaat hulle net dit eenvoudig toe en hulle sê, "Maar jy ken nie die omstandighede nie. Weet jy hoe moeilik het hy geslaap gisterand? Weet jy hoe moeilik is dit vir ons dit en dat?" En sis en so, en dan is hy outomaties op verdediging. Jy moet wys optree. Daar's 'n sekere tyd en 'n sekere plek wat jy hierdie dinge moet aanspreek. En die beste sal wees, as weet jy wat, nooi die mense vir 'n koppie koffie en tee, dan praat met hulle. Dis mos wat gelowiges doen. Dis mos wat dit beteken om mekaar se laste te dra. Ons help mos mekaar. Ons reik uit en sê, "Weet jy, ek sien hier's 'n moontlike probleem. Kom praat met, ek wil graag met jou gesels." Maar dis moeilik. Dis moeilik om met mekaar te praat. En daarom is daar 'n makliker opsie, en dit is om te gaan vra. Om iemand te gaan vra, weet jy wat, help my 'n bietjie met perspektief. Want as iemand op 'n punt kom waar hulle na jou toe kom en vir jou sê, kan ek dalk 'n aanbeveling maak, dan moet jy weet, dit gaan redelik wild. Van buite af lyk dit nie goed nie. Daar's al klaar 'n redelike probleem. En dan gaan jy waarskynlik nie lus wees om hulp te aanvaar of advies te aanvaar nie. Maar as jy na iemand toe gaan en sê, weet jy wat, help my. En ek voel dit is as 'n huiswerk vir die ouers wat kinders in die huis het, gaan vra 'n bietjie vir ander mense. Gaan na mense toe en vra, hoe lyk dit van buite? Wat sien julle wat ons nie sien nie? En dan begin jy natuurlik altyd by die Here. Jy vra vir die Here, Here, help my, wys my, waar lê my tekort? Is ek te toegeeflik? Is ek 'n diktator? Is ek gebalanseerd? Waar lê ek? Want dit gaan ons nou juist oor die teks sê, ons moenie onsself mislei nie, moenie te veel of te min van jouself nie. Jy moet hierdie ding uitklaar. Jy moenie jouself mislei nie, vra vir mense. Vra vir die Here, saam met die psalmdigter moet ons bid, deurgrond my o God, Psalm 139, ken my hart, toets my, ken my gedagtes. Kyk of daar by my 'n weg van smart is en lei my op die ewige weg. Gaan na mense toe, en vra dit, en vra vir die Here, en hoe sal die Here dan vir jou openbaar? Hy gaan dit wys deur sy woord. As jy 'n woord lees, sal jy antwoorde kry. Hy gaan deur sy gees, gaan hy tot oortuiging bring van 'n saak af. En hy gaan natuurlik deur gelowiges
En jy moet dit ook bid en vra, Here, help my vriende en familie, gee my dat hierdie mense oor my pad kom en eerlik met my sal wees. En glo dat die Here dit sal ook so laat gebeur. En dan gaan jy na die mense. Gaan praat 'n bietjie vanmiddag met jou huweliksmaat. Gaan praat met die vriende en familie met wie jy baie te doen het, wat jy goed ken. Vra. Sê ek wil graag weet. Vra 5 tot 10 mense. Kyk of daar nie 'n patroon is nie. Jy hoef natuurlik nie alles te glo wat mense sê nie. Maar jy moet ten minste daarom jy die verantwoordelikheid om dit te oorweeg sonder kwaad te word. Want jy het ons nou gevra. Die probleem is ons vra nooit. Sien, ons ry met die karretjie tot hy breek. Ons diens hom nooit nie. Ons maak nooit die engine kap oop nie. Ons wag tot hy breek en dan staan ons langs die pad. Nou hierdie is 'n manier om te sê, wag, weet jy, kom ons maak dit gou oop, ons kyk of die water en die olie reg is, vra, skry hulp, ons diens die karretjie, dan kan ons weer verder gaan. En dis die gedagte. As iemand dan vanoggend na die preek na jou toe kom en vir jou iets vra, wees opreg. Moet dan nie nou die waarheid probeer verdraai of 'n halwe waarheid gee omdat jy vrede wil bewaar nie. Praat reguit, want dis hoe jy verhoudings bou, want anders gaan jy dit net opvoed. En as iemand dan vir jou foute uitwys en is opreg en dit is in liefde, dan moet jy dit ook sien as God se goedheid. Psalm 41 vers 5 sê, 'n regverdige kan my maar slaan. Dis sy troue liefde. Hy kan my maar teregwys, dis olie vir my kop. Ek aanvaar dit so. En onthou, dit is baie belangrik om te hoor, want die is van die wat dalk nou vanmôre, kan iemand dalk nou vir u nou sê, jou kinders is nou maar 'n bietjie moeilik. Ek stem nog nie heeltemal saam met die manier hoe jy dinge doen nie. Onthou net, God lei jou van waar jy is, en nie van waar jy behoort te wees nie. Hy wag nie dat jy eers nou daar kom en dan sê, okay, nou gaan ek jou hand vat, jy moet nou net eers 2 trappies klim en dan gaan ek jou help nie. Hy sê, daar waar jy nou is, daar vat ek jou hand en ek lei jou. So, dis ook waarom van al ons verhoudings, net vir, dalk het jy nou volgende nou nie hier, jy dalk nie die kinders, dan dink jy, dis nou nie vir my nie, maar jou huwelik, en jou verhoudings, dieselfde. Jy kan nog steeds hier dieselfde beginsel toepas, vra vir mense, gaan na mense, sê, help my, wat dink julle, wat sien julle? En as dit dan nou hard is, moet nie moed verloor nie. As die waarheid dan nou 'n bietjie seer maak, is dit goed. Dis mos wat die Bybel ons leer. Dit vat ons mos nou na Christus. Christus is die waarheid. Hy is die waarheid en die weg en die lewe. En as ons na hom toe gaan en ons fokus op hom, dan bring die waarheid ons daar by 'n punt waar ons sonde besef. Want dit lekker is nie, maar dit is nodig. Maar dis uiteindelik waar die herstel kom. Dis van daar af waar ons nou kan uitgaan en dit nou beter maak. Maar ons moet eers by daai punt kom. En ons moet onsself spieël in die lig van die woord. En ons moet na die voete van die Here gaan en sê, Here, sê vir my, waar is die waarheid? Wys vir my. Jy moet kan kom op 'n punt waar jy sê, ja, weet jy wat? In nederigheid, ek doen dalk nie alles altyd reg nie. En dalk is hier 'n ding wat ek aan moet werk. Met ander woorde, herstel begin as ek erken dat ek God nodig het. Daar by sy voete. En daarom die woorde weer van vers 3 sê, moenie te veel van jouself dink nie. Wees ook vir die waarheid. Wees nederig genoeg om jouself te toets. Want deur hierdie toetsing kom belydenis en kom die herstel en kom uiteindelik die genesing en die groei. En so kan ons dan beter ons kinders lei, beter verhoudinge bou, sodat ons die volgende geslag kan oplei en kan lei in die weg en die weë van die Here. Mag God ons daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons staan skuldig, want ons volg maar net ons eie kop. En baie van ons volg maar die voorbeeld van dit wat ons gesien het, en ons meet dit nooit aan die woord nie. Here, maar mag ons in nederigheid nie te veel van onsself dink nie. Mag ons vanmôre ook onsself weer aan die woord gaan spieël, ook as ons kyk na ons verhouding met ons kinders, ag ook ons verhouding oor die algemeen, in ons huwelike of in ons vriendekring. Mag ons met opregtheid ook hier uitgaan en hierdie opdrag gaan doen. Mag ons gaan vra vir hulp en wil U ons daarin lei, sodat ons op die manier mekaar ook kan bystaan en mekaar se hande kan vat en kan sterk. Here, wil U ons in hierdie taak wat U vir ons gegee het om ons kinders groot te maak, vir ons sterk, vir ons leiding gee deur die woord en